Die meeste reën in die somerreënvalgebiede lyk vereers verby met sneeu dalk oor die suidelike hoogliggende dele later in April. Welkom by die week se AMT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Hierdie week gaan kyk Johan na die reën wat nou eers verby is en die lande wat nou hopelik kan begin afdroog vir strooptyd. Ons hoop regtig daar's nie te veel skade nie. Also hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Goeiedag. Ja, ons het baie swaar reën hier in die laaste week gehad oor groot dele van die land. En as ons kyk na die kaart vir die reën 30 Maart tot 5 April, sien ons dat die swaarste neerslag oor Noordwes provinsie en die noordwestelike of noordoostelike dele van die Vrystaat en dele van Mpumalanga voorgekom het. Nou, dit is hoofsaaklik in die opvanggebied van die Vaalriviersisteem. En dis waaroor ons tans met geweldige hoeveelhede water sit wat in die Vaalriviersisteem afbeweeg. Baie interessant is dat swaar reënneerslae ook op ander dele van die wêreld voorgekom het. As ons byvoorbeeld kyk na die VSA, sien ons dat so in die sentraal na oostelike gedeelte, suidoostelike dele, het daar ook baie reën voorgekom. Nou hierdie is in duime, so die donkerblou gedeeltes is in die orde van tot 300 mm of meer wat in 'n week voorgekom het. So dit is so die suidelike dele van die mieliegordel, maar dit is nie die groot mieliegordelgebied nie. Maar baie swaar neerslae. Kyk ons na Australië, 30 Maart tot 5 April, die hele noordoostelike gedeeltes het ook in die orde van tussen 50 en 200 mm en kol swaarder is dit gehad. Wat interessant is, selfs in Suid-Amerika, groot dele van Brasilië, sien ons het ook baie swaar reën gekry. Dit kan wees dat hierdie die einde van die reënseisoen of 'n baie nat periode aandui. Ons sal maar moet sien wat gebeur, maar dat dit oor baie groter gebiede en selfs in Europa vloede voorgekom het, is nogal insiggewend. As ons 'n bietjie kyk na wat in die VSA besig is om te gebeur, die mielieaanplantings wat nou gaan begin, is daar nogal 'n redelike skuif in die aanplantings wat beplan word. Omtrent 5% meer mielies wat aangeplant word, of aangeplant gaan word, en dis oor redelike groot gebiede. Sojabone daarenteen het omtrent 4% minder wat aangeplant gaan word. En so opsomming, mielies van 38,6 miljoen hektaar na 36,7 miljoen. Die 5% toename, sojabone, ons kyk na die oppervlaktes, en selfs sorghum het begin so 4% toename getoon. Nou die 2,7 miljoen hektaar klink min, maar as ons dit in perspektief stel, is dit omtrent dieselfde as wat Suid-Afrika se totale mielieaanplantings is. Kyk ons na wat ons verwag vir reën vir Suid-Afrika in die volgende tyd, dan lyk dit asof hier nou baie minder reën gaan voorkom. Die hoogdrukstelsel begin hier van Namibië, die westelike dele van die land sterker oorheers, en dit lyk of ons nou meer in 'n wintersituasie gaan ingaan. So ooste kant van die land nog ligter reën, daar kan hier rondom 16, 17, 18 April nog 'n klompie reën voorkom, maar dit lyk nie na aanhoudende nat toestande nie. Hier rondom 20 April sien ons dat 'n frontale stelsel inbeweeg, en alhoewel dit nog 'n hele tyd is voordat dit die 20ste is en baie kan gebeur, kan ons sien die sterretjies in die suidelike dele van die land, wat vir ons aandui dat daar 'n moontlikheid van sneeu is, en dat hier rondom 21 April skuif hierdie meer na die, kom ons sê, noordoos, en kan die suidelike Drakensberge en die Oos-Kaap kan ook reën kry. So opsommend,
Die swaar reën van die afgelope tyd is ook waargeneem in ander wêrelddele en ek vra die vraag, kan dit 'n draaipunt wees vir komende seisoene? Die meeste reën in die somerreënvalgebied lyk nou eers verby te wees. So mens hoop maar dat April, Mei, dit lyk na minder reën, dat dit die oesproses daarom kan laat verbeter. Die FSA veranderinge in verwagte aanplantingspatrone met meer mielies en sorghum en minder sojas, en daar is 'n moontlikheid van kouer toestande en dalk sneeu oor die suidelike hoogliggende dele vanaf 20 tot omtrent hier by 22 April. So mooi bly, lekker boer, en ons hoop nie daar's te veel skade met die reën wat nou voorgekom het. Baie dankie Johan. Los asseblief ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrains.co.za vir ons nuutste inligting. Kyk ook na ons sosiale media skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.